gedeeltes uit die Nuwe Testament in Korintiërs 3 vanaf vers 6 tot met vers 13. En dan ook Kolossense 4 vers 2 tot vers 6. Ons teksvers kom uit die Kolossense brief ook vers 5. Kolossense 4 vers 5 is ons teksvers. En dan die tema van die prediking wat ek dink baie van ons gaan handlaat vanoggend en gaan konfronteer. Moenie sê ek het nie tyd nie. En nou kan daar van u wees wat vir my sê, maar hierdie preek moet eintlik wees vir die mense wat nie hier is vandag nie. Ek sal daarmee saamstem, maar ek kan nie met die Heilige Gees stry oor wat hy vanoggend ook vir ons wil leer nie. Ek sien die 1 Korintiërs gedeelte so bladsy 265 in die Nuwe Testament en die Kolossense 4 gedeelte bladsy 320 min of meer. Voordat ons dan hierdie gedeeltes uit die woord van die Here lees, kom ons bid weer saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, ons kan nie anders as om vanoggend weer diep voor u te buig nie, Here, want u is 'n God van groot en ryk genade. As ons maar net terugkyk na dit wat met ons in hierdie week gebeur het, ja Here, dan sien ons krisis, ons sien dalk swaar kry, maar ons kan ook nie anders as om u genade, u versorging, u bemoeienis in ons lewens raak te sien. En daarom bid ek ook dat u vanoggend net so met ons bemoeienis sal maak. Ons net so sal versorg met u woord. En dat u Heilige Gees hierdie woorde sal openbaar in elkeen van ons harte. Bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. In Korintiërs 3 vanaf vers 6 dan. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, mooi stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Dit is gaan nou een van hierdie stene wat ek amper sê, broers en susters, Kolossense 4 vanaf vers 2 vol
reg getel het, is dit oor 40 dae alweer Kersfees. Jy sal met my saamstem, die tyd vlieg ontsettend vinnig. Hoe het hierdie eienaardige jaar nie verby gevlieg? Ek sê eienaardig, want ek dink almal van ons, wat die klein gedink. Ek dink almal van ons gaan die jaar 2020 onthou as die maskerjaar. Dinge wat hier aan die begin van die jaar gebeur het, soos gister. As ek so dink oor al die dinge wat gebeur het, ek het verslag gedoen by die kerkraadsvergadering, dink ek het, nee, by die ouderlingraadvergadering, dink ek het 17 begrafnisse, 18 die afgelope jaar gehad. Maar nietemin, as ek so dink oor al die dinge wat hierdie jaar gebeur het, dan voel dit vir my of tyd vinniger verbygaan, as wat dit 10 of 20 jaar gelede verbygegaan het. Maar ek weet, en ons almal weet, tyd gaan nie vinniger verby nie. Dis ek wat meer dinge in 'n uur wil inpas as 20 jaar gelede. En so het baie van ons begin jaag teen tyd. Want ons wil meer en meer dinge in 'n kort rukkie se tyd inpak. In die ou dae het mense tyd gemaak of tyd gehad vir mekaar. Ons hoor en ons weet, ons het al gehoor hoe dat ou mense sommer vir 'n naweek in die dorp gekamp het as daar nagmaal gehou is by die kerk. Het dit al met jou gebeur dat jy hoor iemand wat jy goed ken kry 'n terminale siekte? En jy dink, as jy dit hoor, dink jy by jouself, ek wil gaan kuier. En ek moet gaan kuier vir die oom, vir die tannie of vir wie dit ook al mag wees. En as jy jou weer kom kry, dan kry jy berig van die begrafnis. Ek het nie tyd gehad om te gaan kuier. En nou is dit te laat. Hoeveel maal gaan 'n 10 dae vakansie nie verby en hier teen die einde van die vakansie besef jy, ek het nog nie eens eenmaal my Bybel gelees. Hoeveel maal die afgelope jaar, broers en susters, het dit gebeur dat jy in die oggend opstaan en besef, ek is gisteraand na 'n moe en lang dag so vinnig bed toe, dat ek skoon vergeet het om 'n tydjie te maak vir Bybelstudie, vir stilte tyd. Maar ek vergeet van hierdie dinge, want ek is te besig met my eie dinge. En die implikasie hiervan, van hierdie gejaagdheid, is dat ons nie meer die mooi en die goeie van die lewe raak sien, of so duidelik raak sien. Jy werk elke aand tot laat, en jy sien dalk nie jou kind se eerste tree nie. Jy hoor nie meer hulle lag. Jy ervaar nie meer die liefde van jou man of van jou vrou nie. Dit word 'n aanvaarde gewoonte. Jy ervaar nie meer die Here in jou lewe. Dit word 'n vanselfsprekende gebruiksgeloof. Gebruik net wanneer jy nie moeilik is. Ons het vanoggend kerkraadsbevestiging, en ek weet ek het al 'n paar keer gesê, maar met so 'n kerkraadsverkiesing en kerkraadsbevestiging is daar elke keer 'n hele paar redes waarom sommige broeders nie aanneem. En ek wil heel eers vir u sê, sommige van hierdie broeders het diepsinnige redes, maar party het oppervlak verskonings. En een daarvan is die tyd. Die tyd, dominee, dink volgende jaar
sal dit beter gaan. Dit is jammer om te sê, maar dit beteken in werklikheid, so 'n persoon sê, Here, ek het nie tyd nie. Ek dink volgende jaar sal dit beter gaan. Nie nou tyd om vir u te werk. Selfs, my liewe broer en suster, geld vir aksies, funksies of vergaderings hier in die gemeente. Here, ek aanbid u en ek glo en u is my redder en my verlosser, maar ek het net nie nou tyd nie. Geen kans. Dit sal beter raak. Ons het nie meer tyd vir die dinge wat belangrik is in die lewe. Die lewe het vir baie mense so gejaag geword, dat dit net die dood, of die gedagte aan die dood, iemand wat dalk siek word, of in 'n ongeluk was, dat dit net die dood is wat 'n mens tot stilstand bring. En dan wil hulle sê, soos ons in 1 Korintiërs 3 vers 9 gelees het, ons is almal medewerkers van God die afgevaardig tot die bou van God. 'n bekende prediker het by geleentheid gevra, en ek vra vir u, stel u self asseblief in die situasie, sover jy kan. Bekende prediker het by geleentheid gevra, hy sê, as jy weet, jy leef nog net vir 1 week hier op aarde. Volgende Sondag is jou sterfdag, as jy dit vooraf sou weet. Wat gaan jy alles wil doen in hierdie week, in hierdie 7 dae, wat voor lê? Jou testament weer op datum bring, miskien nog vir oulaas tyd spandeer, tyd saam met die gesin, familie spandeer, dalk gaan vrede maak met 'n vriend of 'n familielid, omdat daar rusie en kwade gevoelens tussen julle is. Ek kan nie sê wat jy alles in daardie week gaan doen, maar ek is oortuig daarvan, baie sal bemoeienis maak met sy saak, sy verhouding met die Here. Baie sal hulle saak met die Here wil regkry. Baie gaan uiteraard twyfel of hulle saak met die Here reg is, sal probeer seker maak, hy of sy beëindig ook die ewige lewe. Ironies, dalk vir baie gaan wees dat hulle nie tyd gaan hê om al hierdie dinge te doen. Die eenvoudige antwoord wat almal van ons ken, jy gaan dalk nie 'n week hê om al hierdie dinge in orde te kry. Jy weet nie wat die dag en die datum is, daardie sake, ons moet maar weer jou verhouding, jou Nuwe Testament, jou tyd met jou gesin, jou verhouding met vrede, met vriende en familie, jou verhouding met God, moet al weet. Paulus skryf vir hierdie gemeente in Kolosse, en hy sê in werklikheid vir hulle dat tyd baie kosbaar is. Hy sê in soveel woorde vir hulle, dit is duur, maar koop dit uit. Paulus vra nie, my liewe broer en suster, onder inspirasie van die Heilige Gees, vra hy nie dat ons van ons besige program moet afknyp, en dan so 'n tydjie vir God te maak. Want alle tyd behoort aan God. Maar ons sondige natuur maak dat ons dit totaal verkeerd benut. En dit is een van die redes waarom baie dinge vir ons so donker lyk in hierdie lewe. Elke geleentheid in ons lewens moet in geloof vir God aangewend word. Gebruik jou tyd sodat jou saak altyd reg sal wees. Ons weet wat er gebeur.
Paulus, my liewe broer en suster, sê nie net ons moet tyd maak vir gebed nie. Hy sê volhard, hou aan met bid. Miskien moet ons dit eerder omdraai en sê volhard beteken moenie ophou bid. Bly met die Here praat. Oor wat ook al in jou lewe 'n krisis is, miskien is daar 'n siekte, probleme, krisisse, bekommernisse, jou vrese, moenie ophou bid. Sê hy wat Paulus is, bid vir die gemeente, maar hy verwag dieselfde van hulle. Hy sê bid tegelijkertyd ook vir ons. Bid dat die woord van die Here suiwer in hierdie kerk bedien sal word. Bid vir die kerkraad, want dis waar die vuur in die gemeente aan die brand gesteek word. Bid dat ons as gemeentelede onder leiding van die Heilige Gees sal staan. Nou gebeur dit met baie mense. Soms wil ek sê eintlik met almal van ons, baie keer dat ons mismoedig raak. Dit tou op. Ek bly goed. En ek vra vir die Here om my, sê nou maar vir die voorbeeld, gesond te maak. Ek vra vir die Here dat hy my krisis sal beter maak. Hierdie dinge gebeur. Wat help dit dan? Broers en susters, die woord van die Here sê volhard in gebed en waak daarin met danksegging. Elkeen van ons moet inkyk en mooi kyk. Dit gaan nie net sleg in ons lewens. As ons maar net om ons kyk, of as ons 'n lys begin maak oor dinge waaroor ons dankbaar kan wees en moet wees, dan sien ons daar is miskien honderde, miskien duisende dinge elke dag waaroor ons dankbaar kan wees. Maar meer nog, my liewe broer en suster, ons moet dankbaar wees dat die Here Jesus ons die pad van die kruis geloop het en dat hy nooit tou opgegooi het. Dat hy tyd aan ons sondesaak spandeer het. Daarom koop die tyd uit, volhard in gebed, want dit is hoe jy in 'n persoonlike verhouding met God staan. Stort jou hart uit voor hom en maak vrede met gebede wat nie beantwoord word nie. Laat die Here se wil geskied. Maar die woord van die Here praat nie net van bid vir die kerk en vir ander mense nie, of vir siektes of vir 'n krisis nie, of vir 'n verhouding met God nie. Die woord van die Here sê vanoggend ook, koop die tyd uit vir jou verhouding met jou gesin, met jou familie, jou buurman, jou vriende, mense wat dalk net 'n bietjie motivering nodig het. Mense wat dalk net 'n bietjie liefde en aandag in hulle lewens nodig het. Laat Christus se lig deur jou skyn in jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring en in die gemeenskap. Die teks sê, wandel in wysheid en koop die tyd uit wanneer jy jou woorde kies. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Jou woorde moet met sout besprinkel wees. Dit was 'n spreekwoord in daardie tyd destyds om te sê, jou woorde moet betekenisvol wees. Dit moenie ligsinnig of onsinnig wees. En nou gebeur dit so baie keer dat ons net afbrekende of afkrakende kommentaar hoor. Mense hou daarvan om te skinder. Mense is ontaktvol en sê sleg. Partykeer gebruik hulle die verskoning om te sê, ek maak nie 'n moordkuil van my hart nie, maar in die proses waarin hulle nie omgee wat hulle sê nie, maak hulle ander mense seer. En as jy so maak, dan is dit seker so, is jou hart nie 'n moordkuil nie, maar ek dink ons moet by sê, dan vermoor jy jou naaste met jou woorde. En dit is wat die woord van die Here vir ons sê vanoggend. Koop die tyd uit, volhard in gebed, maak tyd
vir jou familie en vriende. Wandel in wysheid teenoor ander. En sommige mense sal dalk vanoggend vir my wil sê, of sal dalk dink, dit is weer eens 'n opoffering waarvan Paulus dan nou hier praat, want nou moet ek nog tyd maak vir hierdie dinge ook. Dit sal alleen, my liewe broer en suster, dit sal alleen vir jou 'n opoffering wees, as jy nog nie werklik besef, wat se opoffering die God wat ons aanbid, vir jou gemaak het. Het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun sy lewe nie gespaar het, sodat jy kan leef. Die opoffering was so groot, dat jy nie nodig het, om na 'n tempel toe te gaan, of om 'n dier te offer saam met 'n priester vir jou sonde nie, want Christus het sy lewe daarvoor gegee. En dink bietjie mooi daaroor. As hy 33 jaar lank op aarde was, dink mooi daaroor, hy het al sy tyd op aarde gebruik, om homself te verneder, en uiteindelik verander hy die kruis in die poorte van die hemel, met sy oorwinning oor die dood. En daarom is dit my gebed, dat ons, wat vanoggend na die woord van die Here geluister het, hierdie gedeelte, dat ons sal tyd maak vir ons verhouding met ons medemens. Maar bo dit alles, ons maak tyd vir ons verhouding met God. Moenie sê, ek het nie tyd vir die dinge van die Here nie, dinge van die kerk, van die gemeente nie, want, sê die woord van die Here, ons is almal medewerkers in God se koninkryk. En daarom is dit ook my gebed, mag die Heilige Gees elkeen van ons hierin lei. Amen. Ek wil vra dat die broeders, broer Kobus du Preez en broer Michael Alberts hier voor die kansel sal verskyn, sodat hulle weer bevestig kan word as kerkraadslede. Gemeente van die Here Jesus Christus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Christus het hierdie 3 ampte in homself verenig, kragtens ons verbondenheid aan hom, en gesalf met dieselfde Heilige Gees as hy, beklee elke Christen die ampt van gelowige as profeet, priester en koning. Uit die Nuwe Testament blyk dit dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van 3 amptsterreine funksioneer: die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n ampteraar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word, en wat die Heilige Skrif voortdurend ernstig ondersoek. Verder moet 'n ampteraar onberispelik wees, die man van 1 vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. Daarom, broeders, na ernstige gebed tot God, is u tot hierdie ampte verkies. En aangesien daar geen wettige beswaar teen u leer en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons nou voort om u in hierdie ampte te bevestig. Broer ouderling, u dra as opsiener en as opsieners en rentmeesters saam met die res van die ouderlingraad van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente.
U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en in hulle geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Waak oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk, hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Van die instelling van die diakenambt, wat voortvloei uit die barmhartigheid van God, waarmee hy die skepping onderhou, lees ons in die handelinge van die apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle het die gawes wat gegee is ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies, wat in die besonder die bediening van die armes moes behartig. Van die tyd af is die diakenambt in die kerk onderhou. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word versamel en bewaar. Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir nood ondersoek, sover moontlik bestry. Hulle ambt behels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. Verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid en navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die heilige nagmaal. Broeders, u moet nou op die volgende vraag opreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besondere ambt geroep het? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid, en verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid. Beloof u om u ambt, soos dit aan die voorgehou is, getrou te vervul, as ouderling in die kerkregering met die bedienaar van die woord en as diaken in diens van barmhartigheid. Beloof u om tot eer van God te lewe en om u aan die kerklike regering opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop die hoorbare antwoord aan God drie-enig? Wonderlik. Broeders, wees getrou in die dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrifte. Wees voorgangers vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van u roeping. En liewe gemeente, ontvang hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here en bid vir hulle en werk met hulle saam en stel u self ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Kom ons bid saam. Almagtige Here, Hemelvader, U wat die skepper is van alle dinge, U wat ook ons lewens in die holte van die Vaderhand hou.
Die aarde wat maar net 'n rusbank vir u voete is. Here, u grootheid kan ons nie begryp nie. Maar dankie dat ons rondom ons kan kyk en kan sien hoeveel genade daar is. Hoeveel dinge daar is waaroor ons dankbaar kan wees in hierdie lewe. Dankbaar ook, Here, dat u vanoggend weer vir ons wys hoe dat u kerk self deur die eeue bewaar, versorg en laat groei. En daarom dank ons u dat u ook weer amptdraers afgesonder het om op 'n besondere wyse in die gemeente te dien. En ek bid ook, Here, dat u vir elkeen van hulle, saam met die res van die kerkraad, die krag sal gee wat hulle nodig het vir u dienswerk. Dat u elke tree van die pad wat hulle moet loop, elke oomblik van die dag, vir hulle wysheid en insig sal gee, sodat hulle sal weet wat goed is om te doen in die koninkryk. Help ons, Here, om na u stem te luister, om u stem te erken in ons lewens, te herken. En help ons, Here, om ons take elke dag so te bestuur, dat ons nie by 'n punt sal uitkom waarin ons sal sê, ons het nie tyd vir u saak in hierdie wêreld. Dat ons waarlik, soos wat u vir ons, van ons verwag en soos wat die Here Jesus vir ons voorbeeld was, dat ons sal weet, al ons tyd, maak nie saak wat ons doen nie, is ons in diens van u en van u koninkryk. Ek bid, Here, dat u met hulle sal wees wat siek is, dat u met hulle sal wees wat rondom die siekbed van 'n geliefde staan, wat bekommerd is. Ek bid dat u met hulle sal wees wat hartseer is, wat rondom die graf van 'n geliefde gestaan het in die week. Hartseer, Here, oor ander dinge in hierdie lewe wat ons dalk kwel en bekommer. Daarom bid ek dat u vrede ook in ons harte sal gee. En dat ons sal weet, ons tyd is ook nie u tyd nie. U laat alles ten goeie meewerk, omdat u ons liefhet. En dat ons veral vrede en dankbaarheid sal hê in dit wat u vir ons gedoen het in ons Here Jesus Christus. En daarom bid ek dan ook met vrymoedigheid dat u ons sal seën wanneer ons hier uitgaan, Here, wanneer ons die week ingaan in woord en in daad, dat elke woord van ons, elke daad van ons gedagtes sal spreek van 'n absolute dankbaarheid teenoor dit wat u vir ons gedoen het. Here, dat elkeen van ons se saak met u reg en in orde sal wees. Ek bid al hierdie dinge